Ja, weer eens baie dankie. Ek wil vandag 'n beroep doen op die Eastern Cape Government. Die Premier, especially. Willowmore is een van die rykste dorpe in die Oos-Kaap. Die rede hoekom ek sê Willowmore is een van die rykste dorpe in die Oos-Kaap. As jy gaan kyk aan ons boerdery, as die surrounded farms wat bogar skier. Byvoorbeeld, as hy bogar in die dorp 'n skier kan gekry raak, alle boere bring hulle bokke, dit word daar geskeer, dis weerskepping. Ek wil 'n beroep doen op ons polisie. Die polisie is daar om aan die gemeenskap toe te sien dat hulle veilig is. Dit is hartskerend om op 'n program soos hierdie 16 June te staan. Jy sien nie een departementele voertuig byvoorbeeld nie. Ons vra net een ding by die government. Sien toe en kyk oor die gelde wat julle by die verskillende departemente insit, dat dit gebruik raak vir die doeleinde vir wat dit daar is. My hart val in stukke of raak seer as ek die jong mense van vandag so kyk. Respek begin in die huis. My kind moet my broer of my buurman se kind ook wees. Ons leer ons kinders wat is die belangrikheid van om skool te loop. Dr. Beyers Nodemus Palatheid. Hierdie ene wil ek direk gooi vir julle. Bring die programme vir die jong mense uit. Stop om te kyk aan die gesigte van familielede of 'n bloedlyn binne in die munisipaliteit. Ons as die jong mense van hierdie dorp is regtig besig om verlore te gaan. Hierdie dag is gereël deur ons senior burgers van ons dorp en die ander mense wat deel uitmaak. Ek wil vir hulle baie dankie sê en ook die mense wat die alternatief geneem het om die sport te uplift in ons gemeenskap. As dat sport sport is daar om die nasie bymekaar te kry. Let us stop abusing government funds for our own and our families. There's people out there that need this money. President of South Africa, Tata Ramaphosa. We are also in the Eastern Cape. Please note us. Onze education is besig om agteruit te gaan. Rede daarvoor is dat die kinders loop tot in graad 7, dropouts, daar word nie weer aandag gegee aan hy kind nie. Dan moet die kind gaan om te gaan werk. Meer belangrik, daar so in ons gemeenskap is 'n groot probleem. Sy kry verskillende plekke so security. Ons het 'n security center binne in ons dorp, 'n jong man, 'n groot man wat in hierdie gemeenskap groot geraak het en hy teruggekom en terug te ploeg en ons gemeenskap securities gemaak. Maar my grootste probleem in dit is mense kom van buite af en hier kom ons werk as securities, maar hy is securities beamptes. President Cyril Ramaphosa, Minister of Health. In die Weskaap is daar 5 of 4 jong manne wat vir die ambulansdienste werk.
stuur hulle terug na hulle gemeenskap toe om hulle gemeenskap te dien, dan raak ons ontslae van die taalprobleem tussen die ambulanceoffisier en die pasiënt. Meer, ek weet nie hoe om het te sê nie, maar die jong man, die jong dochter is die toekoms van morgen. Wat het geraak van our former president Nelson Mandela? Hy het 'n diepe liefde gehad vir kinders, maar ek doen 'n pleidooi by die government van vandag, social development, die polisie, Department of Health. Ons moet een kliniek in ons dorp wat die populasie van meer as 9 na 7.000 inwoners het, met die surrounded farms. Ons doen 'n beroep, bring vir ons 'n kliniek sentraal in ons gemeenskap. Bring ook die departementele kantore wat hoe agter in die hoeke weggesteek is, waar die mense wat service delivery moet kry, taxis moet hier, dan kom hulle by SASSA, daar is niemand nie, of was net een persoon. Meer belangrik, Home Affairs. Home Affairs kom, maar hulle mogs ook net die government se geld. Hulle kom moet trokke, dan werk die seinsie. Mense betaal gelde van verskillende areas, soos ek gesê het, die surround areas van Willemo. Ons as die jeug van Suid-Afrika, kom ons vat die alternatief om Suid-Afrika 'n beter plek te maak om in te leef. Jy gaan hom net 'n beter plek kan maak om te leef. Byvoorbeeld, Correctional Service het programme binne in Correctional Service, maar die tyd wanneer die een byvoorbeeld op bail of op borg uitkom, dan word hy net weer in die gemeenskap ingesit, die programme stop daar. Hy gaan net weer aan om misdaad te doen. Meer belangrik is dat die Vader het ons vergewe vir ons dade. Ek doen 'n beroep op die government van vandag. Kyk wat gebeur in Suid-Afrika. Daar's geen mens of 'n Suid-Afrikaner wat 'n legal business sal kan bekom nie, want ons brothers and sisters from other countries is just coming in and do business. En Dr. Beyers Nordee munisipaliteit is dat 12 weke, kom ek sê in Willemo, as jy omtrent 14 winkels, maar nie een Suid-Afrikaner besit die winkel nie, want ons brothers van buite het ons land kom vat. Ek doen 'n beroep op die munisipaliteit, los en verander julle policies na die Suid-Afrikaner toe, wat die benefit gee vir ons brothers and sisters. Mr. Mayor, Council of Dr. Beyers Nordee, we as the youth of Dr. Beyers Nordee are asking you just to assist and help us to get and gain from the programs that is in the municipality. Hartskerend. By hierdie senior club was ou mense wat in die apartheid jare gestruggle het vir vryheid. Hulle het gaan rus en hulle het ons agtergelaat. Hierdie ou mense het geen woning waar hulle kan sê die gebou 'n Silverstream se gebou nie. Hulle moet gaan soos huurders. Maar dan kry jy my brother en sister wat van buite af kom, het 'n reg op 'n Suid-Afrikaanse huis.
Nevertheless, Department of Health, our people are dying in Willowmore, surrounded farms. Ons het een hospitaal, 'n 25-bed hospitaal, 3 dokters. Ons transfer hospitaal is PE. Die tyd wanneer die ambulance 'n pasiënt moet vat PE toe, raak my buurvrou siek. En sy bel die ambulance, there is no ambulance available, the ambulance is out on a call. Government, Tata Ramaphosa, diyakucela ngenhliziyo yami yonke, kawuze eWillomo uzojonga ukuba ezi zinto ndisithethayo ziyayenzeka. Kwa social development, kwa SASSA, Tata, please, why must our votes only count? Next year it will be elections. Everyone will be up and down. For what? For our votes. But young man, young dochter, is tyd om 'n verandering te maak in ons gemeenskap. As om op te staan en op hierdie verskillende komitees te gaan dien, soos social development, polisieforum, hospitaalforum, sodat ons die agenda van die jong mense kan vorentoe sit. By die liquor board doen ek 'n beroep om die policy of die adopted gazette te verander, waar 'n 16-jarige kind mag by 'n tavern ingaan. Dit is nie reg nie, want dis waar die verkeerde goed gebeur. Het is baie hartskeurend om te sien dat in die Eastern Cape, the House of the Legends, where Oliver Tambo, all of these senior leaders come from the Eastern Cape. Ons is aan die agterspeen van die Oos-Kaap. Maar aan die einde van die dag, as dit moet gedoen raak, dan is ons goed. Siyanicela, sincedeni. Help us to grow South Africa and make it a better place. Listen to the youth of today. I thank you. Atlantis Alive.